Goeiemôre geliefdes en baie welkom in die huis van die Here. Ek vertrou dat vandag vir ons elkeen tot groot seën sal wees. Geliefdes, ons begin ons erediens met die sing van ons toetrede lied, lied 475, sing ons daarvan strofe 1. Dit gaan goed met die mens vir wie God uitkies en laat nader kom om in sy huis by mekaar te kom. Geliefdes, genade, barmhartigheid en vrede vir julle van hom wat was, wat is en wat weer sal kom, Vader, Seun en Heilige Gees. Liewe Here, en so beaam ons dit ook opnuut in ons gebed, dat ons U bely as ons rots. In 'n tyd van baie onsekerhede, is U ons sekerheid. Ons vastigheid, ons sterkte, en die sterke, U alleen, Here. Ja, Here, U ken ons harte, U ken ons bekommernisse. Here, maar dankie dat U vandag in die erediens vir ons opnuut herinner dat U die vastigheid van self is. En ook nou, Here, waar ons in afwagting op U woord gaan lees, U woord wat vas staan, onveranderd. Help ons, Here, om te lewe volgens hierdie vastigheid, hierdie rots. Ons raak stil, Here. Ons bid dat U sal spreek. In Jesus naam bid ons dit. Amen. Geliefdes, ons skriflesing vanoggend kom uit die Nuwe Testament, uit die Evangelie volgens Lukas. Lukas 2 verse 41 tot 52. In my Bybel is dit op bladsy 80 van die Nuwe Testament. Lukas 2 verse 41 tot 52. En ook so baie passend vir die tyd waar ons is in die kerkjaar, Kersfees en Epifanie, groter fokus nou op die Epifanie gedeelte, met Kersfees verby geboorte van Christus beweeg ons nou verder. En ons kyk na die verskyning van Christus en hierdie gedeelte tussen verlede Sondag en volgende Sondag wat met Epifanie tyd, waar ons na Christus se doop kyk, is hierdie gedeelte waar ons nog nie by die doop is nie, want dit is waar Christus nou al as volwasse persoon is 'n uitsonderlike gedeelte. Is 'n gedeelte wat Christus se kinderjare beskryf. Een van die min gedeeltes in die evangelies. Ek hou vir u voor, opskrif daar is die kind Jesus by die tempel, en julle wat die Bybel lees, in die 83 vertaling ten minste, soos dit hoort, kind met 'n hoofletter. Jesus se ouers het elke jaar vir die Paasfees Jerusalem toe gegaan. Toe hy 12 jaar oud was, het hulle weer, soos gebruiklik, daarheen gegaan vir die fees. En toe die feesdae verby was, het sy ouers die terugreis begin, maar die kind Jesus het in Jerusalem gebly, sonder dat hulle dit geweet het. Omdat hulle gedink het, hy is by die reisgeselskap, het hulle 'n dag lank gereis, voordat hulle hom onder die familie en bekendes begin soek het. Toe hulle hom egter nie kry nie, het hulle omgedraai na Jerusalem toe op soek na hom. Na 3 dae het hulle hom by die tempel gekry, waar hy tussen die geleerdes gesit het en hulle geluister het en hulle uitgevra het. Almal wat hom gehoor het, was verbaas oor sy insig en sy antwoorde. Toe sy ouers hom sien, was hulle verslae. En sy moeder sê vir hom, kind, waarom het jy so met ons gemaak? Kyk, jou vader en ek het met angs na jou gesoek. Maar hy antwoord hulle, waarom het u na my gesoek? Het u nie geweet dat ek in die huis van my vader moet wees nie? Hulle het nie begryp wat hy daarmee bedoel het nie. Hy het toe saam met hulle na Nasaret toe teruggegaan, en hy was aan hulle onderdanig. Sy moeder het al hierdie dinge in haar hart bewaar. En Jesus het verstandelik en liggaamlik gegroei en in guns by God en die mense toegeneem.
Geliefdes, tot sover ons skriflesing. Dit is die woord van die Here. Gelukkig is ons as ons hierdie woorde kan hoor, maar meer gelukkig ons wat dit kan doen en daarvolgens kan lewe. Amen. Geliefdes in ons Here Jesus Christus, susters en broers, toe die engel aanvanklik met Jesus se geboorte vir hulle meegedeel het dat hierdie 'n buitengewone uitsonderlike kind is, dat dit die seun van God is, het daarin natuurlik ook 'n groot opdrag vir hierdie ouers gelê. 'n Groot verantwoordelikheid dat hulle hom sal grootmaak in die weë van die Here. Maar aan die een kant, met dit in gedagte en met wat die engel hulle meegedeel het en dat hulle hierdie kind nou so sal grootmaak, aan die een kant natuurlik, as ons daaroor dink, is God, Christus, alwetend. Sodat jy nou jouself dalk sal wil afvra, hoekom is dit nodig dat hierdie ouers vir Christus dan nou moet opvoed, soos ouers hulle kind moet opvoed? Hy het nog alles geweet, dis God alwetend. Maar dan aan die ander kant sien ons dan nou juist die teenoorgestelde van waar hierdie ouers besorgd is oor Christus, waar hulle wel dan nou soos die engel hulle meegedeel het, soos jy jou kind sou opvoed in die weë van die Here dit gedoen het. Baie besorgd oor hom was. Veral in ons teksgedeelte sien ons dit waar hulle bekommerd was. Waar is ons kind vir baie lank, meer as 3 dae wat hulle kind weg is, op soek na hom. Aan die een kant sou ons sê dat Jesus nie eintlik hierdie opvoeding nodig gehad het nie, maar dan aan die ander kant dan nou juis dat hy dit ontvang het. Geliefdes, dink vir 'n oomblik na aan die evangelies. Baie van die evangelies, meeste van hulle, beskryf in detail Jesus se geboorte. Maar dan, soos Christus groter word daar nie baie daaroor gesê nie. Die volgende wat jy weer van Jesus sou lees is baie jare daarna, as 30-jarige man, waar hy begin het met sy bediening. So hier wat ons in Lukas en in jou ander evangelies lees, baie kort gedeelte oor Jesus se kinderjare, is tog veelzeggend. Maar jy sou dink daar moes meer oor gesê gewees het. Nou, mense is maar nuuskierig oor Jesus se kinderjare, wat het gebeur, juis omdat daar so min daaroor gesê is. Soveel so dat veral in die eerste eeu daar baie apokriewe verhale tot stand gekom het oor eintlik 'n spekulasie oor hoe hierdie kind was. Jy kan nou indink hoe kinders is, maar dit is nou die seun van God, dit is God self, so was hy dan anders as jou normale kind? Mense daaroor gewonder. En soveel so, hierdie wonder daaroor het aanleiding gegee tot baie spekulatiewe verhale, apokriewe verhale wat ons in ons protestantse Bybel nie noodwendig ag as so histories nie, maar dit sê vir ons iets en daarom dat ek dit vir julle uitwys. Daar's iets van 'n sensasie daaraan. Byvoorbeeld, soos sê van die apokriewe geskrifte wat Jesus se kinderjare beskryf, toe Jesus 'n kind was, net wel nie histories dat dit waar was nie, maar dat Jesus klei voeltjies gemaak het en hierdie voeltjies het lewendig geword. Dis wat die apokriewe verhale sê. Hierdie spekulasie om die godheid van die kind met 'n hoofletter. Of dan nou 'n ander verhaal, hoor die sensasie daarin, dat sy pa, Josef, wat 'n timmerman was, 'n stuk hout geneem het en sy pa het 'n langer stuk nodig gehad, soos dit dan nou ook sal wees as jy met hout werk, het lang en kort stukke, en dalk het jy nou nie die regte lengte nie, maar jy het amper die regte lengte. En so het Christus dan nou beskryf hierdie apokriewe verhaal, hierdie hout uitgerek. Hy het nie dunner geraak nie, selfde dikte gebly. Hoor die sensasie daarin. Of op 'n dag soos kinders is, en as jy weer kom kry, dan is hulle op die dak. Hulle het gespeel en 'n maatjie het afgeval van Jesus, doodgeval. En so het Christus, die kind, het hy
hierdie maatjie van hom weer lewendig gemaak. Nie histories korrek nie, maar is verhale in die vroeë kerk wat in die eerste eeu vertel was. Dit sê iets van die mense verwondering. Hoe was Jesus se kinderjare? Want ons hoor van hom by geboorte en ons hoor van hom as 30-jarige man en verder, 3 jaar net verder, dan is dit ook sy dood, die kruisiging, opstanding. Wat het tussen gebeur? En dan is dit nou ons verhaal. En met dit alles gesê, dan lees jy dit in die gedagtegang van, goed, as daar nou al hierdie ander apokriewe verhale is, wat jy met 'n knippie sout moet byneem, hoe waar is hierdie verhaal? Wat Lukas hier vir ons deurgee. Dit is dan in die Bybel opgeneem, dit moet sekerlik histories betroubaar is, en dit is. Wat Lukas beskryf is betroubaar, soos hy in die begin van sy evangelie aan Theophilus sê, wat ek beskryf is betroubaar, dis waar. Hy het dit noukeurig ondersoek. En daarom, geliefdes, kan ons die afleiding maak dat Lukas ook sekerlik gevra het in sy noukeurige ondersoek die historisiteit van Jesus, wat hy gedoen het en wat hy nie gedoen het nie, noukeurig ondersoek het. Sekerlik by Maria, Jesus se ma, gevra het, en sy het hom ten minste hierdie verhaal meegedeel van Christus. En geliefdes, dis anders as jou ander apokriewe verhale. Dit het nie daai sensasie nie, en ons moet dit ook nie so lees in daardie trant nie. Byvoorbeeld, 'n lees van die teks, die woord is presies dieselfde, maar die stemming en toon maak alles. As jy hierdie verhaal nou sou lees in die sin van Jesus, die wonderkind, wat daar in die tempel gesit het en hierdie fariseërs, skrifgeleerdes van die Bybel vertel het, wat hulle in al hulle ervaring en geleerdheid nie kon vertel, net hierdie kind Jesus gedoen. Kan bietjie hoor die sensasie daarin. Myns insiens is dit nie die stemming en toon van wat Lukas hier wil deurgee nie. Ons kom later daarby uit, hoekom ek presies so sê. Maar ons is geneig om die verhaal so te lees. Alhoewel dit waar is, alhoewel Christus hierdie insig gehad het, en dit so is, nie noodwendig dat dit Lukas so groot tema is wat hy hier wil uitlig nie. Maar dat hy noukeurig ondersoek het by Maria, soos ons in vers 51 gelees het, daardie dinge wat maar in haar moederhart omgegaan het. By die geboorte, die engel wat haar meegedeel het, wat gaan gebeur. En hier, by hierdie verhaal, gebeur hier weer iets en Christus met haar in gesprek. Haar eie seentjie, maar dis die Godheid, wat in 'n moederhart woel. Wat het die engel gesê? Ek onthou nou so 12 jaar daarna, en hier is iets, en daar was sekerlik ander verhale ook, wat nie opgeteken is, en nie nodig gewees het om op te teken nie, maar wat hierdie moederhart seker gedink het, my kind is anders. Tot hy 30 is, en al hierdie dinge begin in plek val. In retrospek, het Lukas dan nou noukeurig ondersoek ingestel, en daai aha-oomblik by haar sekerlik pos gevat, o ja, dit het gebeur. Maar dit was na Christus se opstanding. Dis hierdie verhaal. Geliefdes, Lukas beskryf sy evangelie met 'n spesifieke doel. En dit is dalk hoe ons dit moet lees, dit is hoe ons dit moet lees. Nie met hierdie spekulasie en sensasie, wat baie van hierdie kinderjare verhale opbring. Die doel is, soos al die ander evangelies, is hierdie oploop tot die beligting, die wys, die uitwys van Christus as die gekruisigde, die opgestane, die verlosser. En deur daardie bril moet ons na hierdie verhaal kyk. Nie die sensasie agter hierdie verhaal nie. Die een wat die dood oorwin het. Hoe hy as kind alreeds homself voorberei het vir hierdie taak. Die seun van God, hoe hy as kind in gehoorsaamheid voor sy Vader, sy hemelse Vader, geleef het, en ook sy ouers self.
Geliefdes, met hierdie hooftema, die konteks van die kruis, moet ons hierdie gedeelte raaklees. En dan, met daardie stemming en toon, kom ons by ander gevolgtrekkings as bloot waar 'n stuk sensasie jou uitbring, en waar die apokriewe gewoonlik dit ook so doen. Want vanaf sy jeug, en dit moes so wees, moes Jesus geweet het watter taak vir hom voorgelê het. En vanaf sy jeug, hoe God die Vader hom al voorberei het vir hierdie taak. En met dit alles saam, met hierdie grootsheid, nog steeds die eenvoud, hoe hy as kind in 'n eenvoudige dorpie Nasaret groot geword het. Die agterafdorpie, die dorpie soos ek tevore al gesê het, waarvan die Mediterrane wêreld, as hulle grappies wou maak, sou Nasaret die naam wees, soos ons grappies maak en jy sekere dorpname sou uitlig. Nasaret was die grap van die Mediterrane wêreld. Dit was nie die Jerusalem nie, dit was nie die hoofstad nie, dit was hierdie ou klein plattelandse obskure dorpie. Dis waar die Christus sy kinderjare geleef het. Bes moontlik die grootste deel van sy lewe ook, 30 jaar. Van daar af lees ons waar Christus dan nou rondgereis het, maar dit is eers van 30-jarige ouderdom. As ons terugkom, geliefdes, by die gewoontes wat ons lees van die mense in daardie tyd, lees ons van een so gewoonte, en dit was dat Jesus, die kind van Nasaret, sy ouers, hom gereeld Jerusalem toe sou vat. Vir die Paasfees, ten minste dan nou, jy sou dit so 1 keer in 2 jaar doen, maar as jy dit 1 keer in 'n jaar gedoen het, ouers hang af, of jy welgesteld was, as jy kon doen, kon gereis het, ten minste dat jy elke jaar dit moet doen, maar anderzijds 1 keer in 2 jaar of 3 jaar, maar jy het as kind, as 'n Jood, het jy gereeld ten minste probeer om by Jerusalem uit te kom. Vir die Paasfees. Hordes mense vanuit die ou nabye oosterse wêreld wat uit hulle dorpies na die hoofstad sou gaan. Vir Christus in Nasaret, hierdie klein dorpie, was dit groot. Om van 'n klein dorpie na die groot stad toe moet gaan. Selfde kan mens dink in ons situasie ook. Dis besig, daar's mense. Jy is bekommerd oor jou kind, wat kan gebeur, is maar dieselfde bekommernisse wat ons mee vandag sit, wat die mense van die Bybelse tyd ook mee gesit het. En so ken ons die verhaal. Ons ken die teruggaan. Hulle het die Paasfees nou gehou, en nou is hulle op pad weer terug Nasaret toe. En voordat jy jouself nou die vraag sou vra, maar hoe kom 'n ouer nie agter dat die kind by hulle is nie, geliefdes, was dit gewoon nie iets in daardie tyd of vreemd gewees dat jou kind maar by ander mense deel van die reisgeselskap sou wees nie. So vir die hele dag lank met hierdie terugtog Nasaret toe, en in hierdie reisgeselskap het Josef en Maria vir die hele dag nie vir Jesus gesien nie, maar het hulle gedink, goed, hy is seker by die ander familie of ander bekendes. So dit was nie vreemd nie. Dit was eers nadat die dag verby is, met slaaptyd, dat hulle agterkom, en soos 'n dagreis jou neem, moet jy maar slaap, jy kan nie deurnag nie, maar ons kind is nie hier nie. En hulle gaan vra by die bekendes, by die familie, hoorie, het Jesus dalk saam met julle gereis, en niemand weet iets nie. En nou hierdie vrees wat jou beetpak as ouer, hy is in Jerusalem, hy is in die hoofstad, ons is plattelanders, ons moet nou terug hoofstad toe, en wat kon nie alles met hom gebeur alreeds nie. En daar aangekom, soek hulle 3 dae vir hom. Lees baie fyn. By Jerusalem aangekom, soek hulle 3 dae. 'n Dagreis ver uit, agtergekom Christus is nie daar nie, hulle seentjie is nie daar nie. Dit vat dit hele dag om weer terug te kom ook sekerlik, as dit hulle dag gevat het om te reis, dis 2 dae, en 3 dae se soek is 5 dae. Dis baie lank vir 'n kind van 12 om in die groot stad te wees. Geliefdes, maar die rede wat Lukas dan vir ons hier aanvoer is nie 'n per ongeluk wegraak nie, dis doelbewus so. Dis Jesus die kind, en daarom hierdie klem op kind met 'n hoofletter.
het besluit, ek wil by die tempel bly. En in Jerusalem aangekom na 3 dae se gesoek, soos jy jou bes moontlik kan indink as ouer, as jy jou kind moet gaan soek, 'n 12-jarige is die laaste plek dat jy hom by die kerk gaan soek. Jy sal hom by ander plekke in die dorp gaan soek. En so was dit ook. Hulle gaan soek hulle 12-jarige seun by al die ander plekke, behalwe by die tempel. Uiteindelik kry hulle hom by die tempel, waar hy dan nou vir ten minste meer as 3 dae gesit en geluister het, geleer het. Wys hierdie leergierigheid van Jesus, van 'n kind van 12. Maar dan ook baie interessant, waar hy antwoorde gegee het, waar hy nie net ontvang het, geluister het, gehoor het nie, maar ook gesê het, geleer het, gegee het. En daarom hierdie verwondering van die skrifgeleerdes, dat 'n kind daardie insig sou hê. Geliefdes, soos ek genoem het, is hierdie nie 'n verhaal van sensasie nie. In dit is dit nie 'n verhaal van, en Christus het hulle geleer, hy het vir hulle gesê, wat hierdie fariseërs wat jare geleer het, nie kon sê nie. Hy het hulle sommer stil gemaak. Dis nie wat hierdie verhaal wil sê nie. Hierdie verhaal wil uitkom by die leergierigheid van die kind met 'n hoofletter wat wil leer, wat in die tempel wil wees. En soos daar verbygaan, sou ek dink as 'n 12-jarige seun dalk die eerste dag deurgemaak het, sou hy verseker nie die tweede dag nie. Maar Christus het teruggekom vir 5 dae. Gehoor, luister, maar ook gepraat, gedeel. Dit was trouwens Christus se gebruik gewees. Hy het dit gedoen toe hy met sy bediening ook besig was. As hy na die hoofstad gegaan het, was sy eerste stop die tempel. Ons lees dit in Johannes 7 vers 14. En toe dit al in die middel van die fees was, het Jesus opgegaan na die tempel en geleer. Ons verstaan nie noodwendig dit nie, maar dit is nie iets aan ons tyd nie, maar jy het aangedoen by 'n dorp en jou plek waar jy gegaan het was eerstens die tempel, die huis van die Here, hierdie versigtiging om in God se teenwoordigheid te wees, om te leer. En die mense het geluister. Geliefdes, dis nou ook waar dit bietjie anders is as hoe ons leer in die kerk, nie 'n tempel nie, maar 'n kerk, is die dominee hou 'n monoloog, die dominee praat en die gemeente luister. In die Bybelse tyd was dit baie anders gewees. Die Bybelse tyd sou dit wees dat die leraar daar sou iemand wees wat voorgaan, maar dit is heel moontlik dat iemand vanuit die gemeente uit 'n vraag sou vra. En op daardie vraag het die leraar geantwoord. So dis baie anders in die sin van, dalk kan ons dit meer verstaan as 'n onderrig oomblik, soos 'n skoolles, waar die onderwyser praat, vra vir die klas, vra en die klas antwoord, en hulle ook weer vra. So dis hierdie op en af, dis baie meer dinamies. Dis merkwaardig vir ons om dit raak te sien. Want hieruit het die verwondering ontstaan by die aanhoor van, die kind vra hierdie tipe vrae. Maar hoor die kind antwoord ook op ons vrae insiggewend. Die kind met 'n hoofletter. Hier is iets anders aan hierdie kind, dis nie 'n gewone 12-jarige nie. Almal is verbaas. En dan lees ons van die ouers wat hom uiteindelik opspoor. Op die laaste plek waar 'n seentjie van 12 sal wees, kry hulle hom. En geliefdes, wat ek pas beskryf het, maak hierdie antwoord van Jesus dalk meer sin. As hy sy ouers antwoord, as hy as kind, let wel, met 'n hoofletter antwoord. Waarom soek julle na my?
Of as julle dan nou na my sou soek, moes die eerste plek gewees het wat julle moes kyk, die tempel wees. Julle moes dit geweet het. Want hierdie raak die metodiese moment, geliefdes, van wat Christus hier wys, nie die engel nie, Christus vir sy ouers. Die plek waar ek moet wees is die tempel, in die huis van my Vader. Want ek het 'n roeping, ek het 'n doel. En as kind belyn Jesus hom reeds daarvoor. Plek wat ek moet wees, is in die huis van my Vader. Het was nie nodig, ma en pa, dat julle my hoefte gesoek het nie, julle moes weet, dis hier waar ek hoort. Maar kan jy nie onthou destyds toe die engel dit vir jou gesê het nie? Jy sal 'n seun ontvang en hy sal die Allerhoogste genoem word. Geliefdes, en so begin die feite stukkie vir stukkie vir Maria in plek val. Waar sy begin bewus raak van, hier is iets anders aan my kind. My kind is inderdaad ook die seun van God. Nie dat sy amptsperiode nou al begin het nie. In die Bybelse tyd sou dit eers begin het vir 'n man van 30 jaar. Priesters sou eers op 30 jaar amptelik hulle diens doen. Soos Christus ook eintlik maar van 30, 31 daar rond met sy bediening begin het. En daarom dan sekerlik hoekom ons so min van Christus lees tussen sy geboorte en wanneer hy met sy bediening begin, maar hierdie gedeelte staan uit, omdat dit juis heen wys daartoe. Na wat? Na die kruis. Na die opstanding. Na iets anders aan hierdie kind. Na sy taak. Dat hy nou reeds daardie stadium homself voorberei vir die taak voorhande. As profeet van die Vader. As priester wat offer, maar wat homself gaan offer. Sy taak as om vir ons verlosser te word. Geliefdes, hierdie verhaal, hoe Jesus in Jerusalem weggeraak het, maar kom ons gebruik dalk nie die woord nie. Hoe Jesus in die tempel is, laat ons sien hoe sy jeug, hoe sy kinderjare al gestaan het in die perspektief van sy toekomstige roeping. En op sonminder wys dan, as ons wil dink, hoe was Christus se kinderjare, is dit die teologiese intensie. Hierdie kind met 'n hoofletter wat hom voorberei vir sy werk. Hoe hy homself al voorberei in die perspektief van sy toekomstige roeping. Nou vra jouself sekerlik af, dis 'n verhaal wat gaan oor Christus en sy roeping. Wat het dit te maak met my en my roeping? Of met my lewe? Hier, nou, vandag, wat het so 'n gedeelte enigstens toepassing vir my lewe? Geliefdes, eerstens dat mens stadig oor hierdie teks sal beweeg. Eerstens dat ons sal sien en in hierdie verwondering net sal staan oor God wat werk in die fynste besonderhede. En hoe hy te werk gaan. Hoe hierdie seun sy lewe opoffer. Hoe hy gegaan het deur Jerusalem, deur dorpies. Fynste besonderhede om verlosser te wees. Wat hy gedoen het om ons met God te versoen. Hoe hy die dood oorwin het. Hoe hy vrede bewerk het. God tot in die fynste besonderhede. En dan natuurlik in die tweede plek leer ons hieruit van die kind met 'n hoofletter, hoe hy gehoorsaam was aan sy taak. Hy het hierdie taak gehad, eers as 30-jarige man, en jy sou dink die kind van 12 sou wees soos 'n kind van 12. In 'n mate was hy dit, maar ook hierdie kind met 'n hoofletter wat in die tempel is, wat homself voorberei, hierdie erns op my roeping, op dit waarvoor ek hier is.
En ek dink daarin lê ons boodskap vir ons. Laat ons ook van harte in ons lewe die taak doen wat God aan ons opdra. Wat dit ook al mag wees. In jou hier en nou, getrou wees aan jou taak, jou roeping. As mens praat van roeping, is dit nie die ampte van die kerk alleen nie, dis waarmee jy jouself besig hou. En as jy dit nog nie gevind het nie, is ons seker daarvoor dat jy voor God sal gaan en vra, wat's my taak? Wat's my doel? Wat's my roeping? En hierdie herontdek, maar geliefdes, dat ons die erns van hierdie saak sal raak sien. Soos Christus ernstig was daaroor. As 12-jarige, in sy kinderjare, wat hy homself al voorberei hiervoor. Spesifiek, geliefdes, dink ons ook nou so aan die begin van die jaar aan skole wat begin, dalk die kinders wat na 'n volgende graad gaan, sommiges dalk vir die eerste keer skool toe, of dalk 'n heel ander fase in jou lewe, steeds in die skool, maar 'n hele ander fase van matriek wees, of universiteit, of ek begin verdien. Ons almal staan in diens van die Here. Kan uiteenlopende dinge wees. Wat dit ook al is die groot oproep hier, dat ons trou sal wees aan wat ons doen. En kinders, veral vir julle, laat jou lewe, veral jou jeug, jou kinderjare, jou skooljare, jou studiejare, as ons nou bietjie die jare aantel. As jy begin verdien, as jy nog jonk is, dalk ongetroud of getroud, of nog nie kinders nie, en jy wil dalk kinders hê, of jy wil nie kinders hê nie, waar jy ook al staan, wat dit ook al is, dalk so 'n bietjie verder al afgetree, en jy is geneig om net so terug te kyk. Laat alles in jou lewe in die perspektief staan van die taak wat God jou gee. Erns daarmee te maak. En nie gewoon te dink, ek is nou afgetree, of ek het nou gedoen wat ek gedoen het, en my taak is verby nie. Ons taak is verby, ons doel op aarde is verby, as daar nie meer 'n hartklop in ons borskas is, of 'n asemteug in ons longe nie. Dan is jou taak verby. Wat is jou roeping? Want God roep elkeen van ons. En God gee jou 'n roeping. Is jy getrou daarin? As kind, geliefdes, het Jesus na die roepstem van sy hemelse Vader geluister. Hy het sy taak gewillig gedoen. Met erns. Dis ons voorbeeld. En net so word jy ook geroep om jou taak gewillig te doen, getrou te doen, wat dit ook al is, voor die aangesig van God. Dis jou roeping. Doen dit. Amen. Kom ons bid saam. Liewe Here, dankie dat ons opnuut in verwondering kan staan voor hoe U fyn in detail ook hierdie verhaal aan ons oopbreek. Die kind Christus. Wat aan die een kant Here kind was, maar aan die ander kant God, die erns, die leergierigheid. Dankie Here dat dit vir ons ook tot voorbeeld is. Dat dit ons sal aanspoor. Dat ons getrou sal wees. Ja Here, dat ons fokus U sal bly. Besef ons opnuut die voorreg om in U huis by mekaar te kan wees.
waar ons tuis kan wees. En weet ons is tuis in die teenwoordigheid, dis U wat ons nader trek. En in liefde, Here, hierdie boodskap waar U vra aan ons om te heroorweeg, of te herinner wat ons roeping is, ons taak, en hoe getrou ons daarin is. Vergewe ons, Here, waar ons dit agterweë laat, waar ons nie wil luister nie. Dankie, Here, dat U in liefde ook vandag spreek deur hierdie verhaal in die kerkjaar waar ons tans is. Here, en so as U kinders, besef ons groot afhanklikheid vir reën, die lewe. Kom ons as U kinders voor U, Here, en ons bid. En dankie dat ons die vrymoedigheid mag neem, kan neem, om te doen. En dat ons die erns sal raak sien van ons wel en wee, ons doen en late, alles voor U aangesig. En ook daarvoor vir U te bid. In Christus naam bid ons dit. Amen. Geliefdes in ons Here Jesus Christus, kom ons elkeen ontvang dan nou ook die seën van die Here. Die Here sal julle seën en julle beskerm. Die Here sal tot julle redding verskyn en julle genadig wees. Die Here sal julle gebede verhoor en aan julle sy vrede gee. Amen.